Sporttyd hier op Goeiemôre, Good Morning. Nou, ons het verlede week met die kaptein van die Suid-Afrikaanse vroue waterpolospan gesels en sy het genoem dat waterpolo in Suid-Afrika met die jeug begin. My sportgaste van vandag mag dalk net saamstem. Van Pretoria se swembaddens na die nasionale verhoog, Andrei van den Heever en Etienne Orkee gee waterpolo nuwe momentum met hul projek Status Polo SA. Fokus hulle op die jeug om die toekoms van die sport te verseker. Hulle is hier by ons in die ateljee. Manne, baie dankie vir julle tyd en baie welkom. Goed om julle saam met ons te hê. Hoe dit begin? Hoe spring so iets weg? Jy in geval. Ja, dit was dat was maar laas jaar toe ek en hy daar gepraat. Dit het maar net so opgepop. Ons het saam gesit eendag toe sit ons so en sê, "Yes, dit sal nogal cool wees as ons net 'n polo skool kan oopmaak." Ja, daar's al hoe meer waterpolo klubs wat oopmaak, veral vir die jong ouetjies. Mense het natuurlik gesien daar's baie potensiaal vir die sport, veral in Pretoria. Die Engelse skole doen dit al lank. En ons wou regtig graag gegaan het om 'n leerskool te begin wat regtig selfs nog jonger begin om die perfekte fondasie op te bou vir die mense. Hoe jonger hulle begin, hoe beter gaan hulle eendag kan wees natuurlik. Ja. En die potensiaal is regtig daar, veral rondom Afrikaanse mense. Verstaan, dis fisies, dis groot, ons like rugby en waterpolo, dis regtig 'n amazing sport. Dis snaaks jy noem dit, want as dit ware het ek nog altyd die idee gehad dat dit eintlik 'n Engelse sport is, as jy nou sou wou. Oor die jare, ek weet dit het verander, maar Sax en Bishop se clubs waar dit oorspronklik begin het, dit is eintlik waar dit is, maar soos jy sê, die potensiaal is hier. Hoe kom mens by daai potensiaal uit? Wat sê jy? Omtrent maar presies ons nou sê, net om jonger te begin. Die ding wat Bishops en Sax en Rondebosch en van die Engelse skole doen is hulle speel al waterpolo as 'n skoolsport van graad 3, graad 4 af. Dan speel ons nou ouetjies na die eerste keer hier in graad 8, dalk in graad 7. So die antwoord is maklik. Begin maar net vroeër omtrent, bou daai fondasie en kom vroeër aan die gang. Ek neem aan julle speel daar twee. Ja, ons het al saam begin speel van graad 8 af. En dit is ook eintlik al waar ons uitgevind het dat Afrikaanse skole moet ook bietjie vroeër begin. Ons het graad 8 op 'n toer in Kaapstad te speel ons teen Bishops. Toe verloor ons 18-1. Ja. Wat nou nie hy's 'n goeie skoor is in En waterpolo. waar was julle op skool? Ons was by Affies gewees. Goed. Yes. Toe speel ons saam tot matriek toe en toe eindig ons se matriek op as eintlik 'n baie goeie span wat redelik goed gekompete het saam met die so Spolroos, Sax, al die Engelse skole. So dit is ook waar ons op die idee gekom het van Afrikaanse skole moet bietjie jonger begin, want dan sal ons kan meer kompeteer saam met die Engelse skole. Ja. Is dit moeilik om dit in skole te laat traksie kry of al dan nie? Kom ons neem 'n skool wat nog nooit van tevore waterpolo gehad het. Ons sal so sê, net wel dit hang natuurlik af of die skole swembad is, Natuurlijk. 'n swembad het. En natuurlik of die swembad diep genoeg is. So waterpolo swembad is lekker diep, mense kan nie om staan nie. En ek dink meeste hoërskole begin dit al raak sien. Hulle kyk daarna om op hierdie stadium is dit net Affies en Albans en Boys High wat waterpolo doen. Ek dink daar is baie skole, hoërskole wat kyk daarna om dit te begin doen, maar laerskole het nog steeds glad nie idee nie. Gee my net 'n persentasie, Andrei, van die Afrikaanse skole, kom ons sê net in Pretoria. Hoeveel het swembaddens waarin jy wel waterpolo kan speel? Rolweg. Dis maar sover wat ons weet is dit Affies, Boys High en Albans. Ons het al voorheen by Hoërskool Park geswem vir swemgalas. Ja. Alle swembad is nogal redelik vlak, so ons weet nie of dit sal kan werk nie. Maar sover as wat my kennis gaan is dit net daai 3 skole wat actually waterpolo swembaddens kan hê. Waterpolo is heel duidelik 'n sport wat besig is om op te tel. Hoe lyk dit vir julle van julle perspektief af wat die seniors aanbetref, die Suid-Afrikaanse span, die Protea span, want ons weet daar was drama gewees in die afgelope paar maande, nie waar nie? So klein bietjie. Ja. 'n Klein bietjie sê. Dit is maar moeilik. Ons is self nie heeltemal seker wat aangaan nie, maar die potensiaal is verseker daar hier. Ons het 'n paar ongelooflike goeie spelers. Ja. En mense kan dit sien as mense die wedstryde kyk om te sien elke speler op hulle eie kan regtig iets reg kry. Ons dink net nie die spanne werk so ver lekker saam nie of weet self nie heeltemal wat daar aangaan nie. Wat is jou gevoel? Ja, ek meen dit is maar ook dieselfde soos die toplande nou in die wêreld, Kroasie, Hongarye, Servië, al daai lande. Dis is wat ek vir hom nou dag sê, hulle fokus op waterpolo soos wat ons fokus op rugby. Ja. Dit is hoekom Suid-Afrika se rugby die beste is, maar dit is weer eens hoekom hulle waterpolo die beste is omdat hulle dit dieselfde interpreteer as ons rugby. So ja, dit is my gevoel rondom dit hoekom ons nie so
kompeterend is op die internasionale vlak nie. En hoe sou mense dit regkry van julle perspektief af? Gee my 'n idee. Ja, dis maar my die insette. wat ons wil doen. Ons wil van vroeg af blootstelling gee aan die kinders, want ek dink dit is wat die oorsese lande doen. Hulle gee die blootstelling al van 'n vroeë ouderdom af en dan bou hulle dit op. Hulle bou 'n passie vir die sport en ja, dis wat ek maar dink. Ja, dis heeltemal waar. Ons sal graag half 'n wake-up call wil deurstuur want mense weet nie wat waterpolo is nie. Ja. Selfs die Kaapse mense in Johannesburg, daar weet nie genoeg mense wat waterpolo is nie. En as hulle sien wat dit is en wat kan gebeur en hoe amazing sport dit is, dan dink ek Suid-Afrika gaan amazing kan doen dit. Maar as ons een stapie terugvat, swem as dit ware in ons land is ook nie verskriklik populêr as ek dit so kan noem nie. En dis een van ons probleme. Elke kind behoort te kan swem as hulle 5 of 6 is, nie waar nie. En dit gebeur nie altyd nie. Ja, kyk, swem, mense hoef nie in waterpolo noodwendig 'n baie sterk swemmer te wees nie, alhoewel dit help. Ek wou nou net sê dit help Yes, dan, nee. dit help. Maar dit is baie anderste om in waterpolo te swem as om net normaalweg te swem, omdat jy met 'n bal moet swem. Ja. Hier's 'n ou langs jou wat jou stoei terwyl jy nog ook moet swem. So dit is baie anderste as normaalweg swem. Kyk, dit help obviously om 'n sterk swemmer te wees, maar ek sal nie sê mens moet 'n briljante swemmer wees nie. Is dit egter die eerste stap of nie? Dis 'n baie goeie plek om te begin, definitief. Om daai fondasie te kry, dit om te swem as sport en om te swem in waterpolo is wel baie anders ook. Natuurlijk. Die tegniek is heeltemal anders verstaan in waterpolo swem met jou kop op, soos hy nou gesê het, met 'n bal. En dan meeste van die tyd is dit ook watertrap, waar swem self is baie meer gefokus op tegniek en baie meer ure in daai aspek van die sport. Hoe kom mense by julle uit en hoe kry hulle as hulle vanoggend na ons kyk en sê ek dink my seun of my dogter het talent vir die ding. Hoe kom hulle by julle uit en wat doen julle van daar af? Hulle kan ons gaan kry op Instagram sover of op Ja. Facebook. Ons is besig om daardie platforms op te bou en van daar af ja, dit is omtrent ons enigste plekke sover. Goed, status Paulo. Starters Paulo is hy, ja. En wat kan ouers verwag? Wat doen julle met hulle kinders van die begin af? Wat Dis baie gefokus op die kind self en nie net van ons is 'n groot klomp kinders en ons laat hulle rondspeel en alles. Dis baie gefokus op die basiese goed wat moet gebeur om waterpolo te kan speel. Soos ons leer hulle presies hoe om water te trap, hoe om die bal vas te hou, hoe om bo die water te bly as iemand nou met jou stoei en sulke goed. So dis die basiese goed wat moet gebeur vir iemand om waterpolo te kan speel. En weer eens as iemand nou hierna kyk, hoe oud moet kinders wees voordat mense hierdie fondasie begin lê sodat ons uiteindelik topspelers kan kry? Ja, so vroeg as moontlik. Ek sal sê 'n veilige nommer. As mens hier by 6, 7 of 8 jaar oud is, dan sal ek sê is 'n gemaklike plek om te begin. En is daar reeds toernooie vir kinders wat aan daardie tipe van ouderdomsgroep kan deelneem? Nie op hierdie stadium. Ek dink nie daai ouderdomsgroep nie, maar daar is toernooie waar die onder 13s en onder 12 kinders kan deelneem. Daar's 'n plek om te begin. Manne, baie dankie vir julle tyd. Waardeer dit regtig. Dankie. Dis André van den Heever en Etienne Orkee met hul projek Status Paulo SA. Nou ja, so gepraat van die water, net hierna gesels ons oor hoe jy moet warm aantrek, want dit is mos nou natuurlik wintertyd. Beslis nie een van my gunstelinge nie, maar ons sal jou leer hoe. Net hierna op Goeiemôre, good morning.